Goeienaand, Magaliesig, baie welkom by vanaand se Sabbat opening. En wat 'n wonderlike voorreg om die Here te aanbid en te dien. En ek vra dat u vir 'n oomblik die hoofde sal buig terwyl ons met 'n gebed open. Heilige Vader, dankie vir die Sabbatdag, dankie vir die liefde, dankie vir die tyd wat u ons gegee het om u te aanbid. En seën ons nou ook by die gebruik van die woord, mag dit ons stig en rig en lei. En hierdie Sabbatdag is my gebed in Jesus naam. Amen. So ek lees 'n paar verse uit Matteus hoofstuk 21, vanaf vers 18 en volg gerus in julle Bybels, hierdie baie bekende gedeelte. Vroegoggend, op pad terug na die stad, het hy, dis nou Jesus, honger geword. Toe hy 'n enkele vyeboom langs die pad sien staan, het hy daarheen geloop. Maar niks daaraan gevind nie, net blare. Toe sê hy vir die vyeboom: mag jy tot in ewigheid nooit weer vrug dra nie. Die vyeboom het onmiddellik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en vra: hoe het die vyeboom so skielik verdroog? Jesus het hulle geantwoord: amen, ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel julle, sal julle nie net kan doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar selfs as julle vir hierdie berg sê, tel jouself op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Ek is op die oomblik op die plaas en hier agter my is 'n wille vyeboom. Nie 'n gewone een nie, wat vrug dra noodwendig, maar die van die wat die wille vyeboom ken, sal weet dat hy ongelooflik goed groei. Daai saadjie hoef net in 'n klein bietjie sand te val en hy groei ongelooflik. Hy groei in rotse, skere, groei enige plek. En gewone vye is tot 'n mate ook so. En hulle dra goed vrug. Dis een van die vrugtebome wat baie goeie vrug dra. En in hierdie geval kom Jesus by 'n vyeboom uit en hy vind blare. Met ander woorde, daar is genoeg groei dat daar blare is, maar geen vrug nie. So die plant groei, die boom groei, hy groei goed, maar hy dra nie die regte dinge nie. En gevolglik vervloek Jesus hierdie boom, omdat hy uiterlik wys dat hy Christen is, in ons terme, maar nie die vrug dra nie. En miskien kan ons 'n toepassing daarvan maak in ons lewens. Sommige mense sê ons is Christene, maar alhoewel hulle dit sê, wys hulle lewens nie dat hulle wel Christene is nie. So van ver af lyk dit na 'n Christen, 'n mens sien die persoon, hy of sy praat soos 'n Christen, lyk soos 'n Christen, maar by nadere ondersoek sal jy vind dat daar geen vrug is nie, dat hulle lewens en dit wat hulle sê nie ooreenstem nie. En dit is die rede hoekom Jesus so sterk homself uitspreek en hierdie boom vervloek. En die woorde is, mag jy tot in ewigheid nooit weer vrug dra nie, en die boom verdroog. Nou, ons gaan net nou kom by die tweede deel wat praat oor die disippels se verbasendheid, dat Jesus wel hierdie geloofsdaad verrig. Maar ek dink vir ons is dit belangrik dat ons moet vrug dra. En interessant, Galasiërs praat van die vrug van die Gees, nie die vrugte van die Gees. En die vrug van die Gees is, en dan lys dit al daar die pragtige eienskappe. Nou, ek noem dit pertinent, want baie keer wil ons selektief van die vrug van die Gees hê. Ek is erg oor liefde, maar lankmoedigheid, nee, ek het nie geduld daarvoor nie. En ons kies deel van die vrug wat pas by ons, of wat vir ons gerieflik is, terwyl die woord sê nee, dis 'n vrug wat al daardie eienskappe bevat. Ons kan nie selektief dit vat wat ons pas nie, ons moet alles dra. En dis een van die redes hoekom ons 'n Sabbat het, is om net weer te herkalibreer en seker te maak dat ons tyd het om ons verhouding met God te verbeter en weer vrug kan dra. Nie selektief nie, al die eienskappe van die vrug van die Gees. Maar in die geval gebruik die Here nou 'n pragtige landbou-illustrasie en hy sê dat ons moet vrug dra. Ons moenie net lyk of ons vrug dra nie, ons moet dit werklik doen ook. En mag hierdie Sabbat dan daardie ervaring vir u bring waar u weer verbintenis met God het en uit daardie verbintenis vrug kan dra. Maar die tweede gedeelte van hierdie gesprek met Jesus, of ervaring met Jesus, is
ook insiggewend, want die disippels staan verbaas oor hierdie geloofsdaad dat Jesus met die boom praat en soos die Bybel sê, hy het onmiddellik verdroog. Dit is nie 'n stelselmatige proses of het later teruggekom. Ja, daar is so gelykenis wat praat van die landbouer wat elke jaar probeer om die vyeboom te verbeter. Hierdie een is anders, onmiddellik verdroog hy. En die verbasing gaan oor hulle ongeloof wat weer tentoongestel word. En Jesus sê vir hulle, met geloof kan jy berge versit. Ons weet wat dit beteken. Hy sê ook elders as jy die geloof van 'n mosterdsaadjie het, kan jy berge versit. En dit beteken nie dat ons moet praat en berge moet skuif nie, maar as dit God se wil is dat 'n berg skuif, so dis altyd daar die geloof binne God se wil. En so miskien is ons geloofsdaad om nie net dinge te doen wat miskien lukraak en willekeurig lyk nie, maar om te ontdek wat God se wil is. En dan sal dit outomaties gebeur. En daardie wil van God aan mense te verduidelik. En dis die deel wat ons mee sukkel, want wat is God se wil in ons lewens? So as ons moet kies tussen iets wat goed en sleg is dit maklik om te weet. Maar wanneer ons moet kies tussen twee dinge wat albei sleg is dit baie moeilik. Of soms moet ons kies tussen twee dinge wat albei reg is. En hoe weet ons pertinent wat God se primêre wil is? Want hy het 'n primêre wil en hy het 'n sekondêre wil. En so is dit nogal 'n moeilike vraag om te antwoord, maar wanneer 'n mens binne God se wil leef, dan outomaties kan jy enigiets vermag wat God se wil is. En nou eindig hierdie gedeelte deur te sê alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. So beteken dit dat God, as ons net genoeg geloof het, elke gebed sal beantwoord wat ons graag wil hê, soos ons dit wil hê. In die aard van die saak nie. Dit beteken egter dat hy sy wil aan ons sal openbaar. En wanneer ons daar die wil van hom ontdek, dan gaan dit maklik wees om te weet wat dit is en daardie wil sal dan outomaties uiting vind in ons lewens. En dis wat mense nie verstaan nie. So die Here kan elke gebed wat ons bid antwoord soos ons dit graag wil hê, mits ons ontdek wat sy wil is. En ek dink in die konteks van hierdie gedeelte is sy wil om vrug te dra vir hierdie Sabbat, om meer soos Jesus te word. En ek hoop dis julle ervaring terwyl julle so naby aan die Here leef dat hierdie Sabbat vir julle 'n besondere belewenis sal wees. Wees lief vir die Here. Hy het julle lief. Dis my gebed. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie pragtige oomblik. Dankie vir 'n Sabbatdag. Mag ons weer die aangesig van die Skepper soek en vind in hierdie Sabbat. Mag ons 'n diep verbintenis met hom hê, want ons is so lief vir die Here. En mag ons vrug dra wat wys dat ons U liefhet. Ek bid vir elke persoon wat hierna kyk en ek bid 'n spesiale Sabbatseën, maar ook dat U hulle sal toerus met geloof om die vrug van die Gees te dra en om te weet en te ontdek wat U wil vir hulle lewe is in hierdie Sabbat. So praat met ons, dat ons U stem sal hoor en getrou en gehoorsaam sal volg. Is my gebed. Met dank in my hart en in Jesus naam.